dat mense wil nie kerk toe kom nie. Daar's baie mense verskoning gemaak het, daar 'n paar wat siek is, maar ons dink regtig vanmôre dat ons is genoeg om die Here se naam groot te maak. Die Bybel sê, nie ek nie, maar 2 of 3 in sy naam gaan, en sien baie meer as 2, nee. So ek gaan gou vinnig net al die verskonings vir u gee, Neil en Bernice, Melanie en David, kinders, Ronel, Bota, Frik, en die Poppy, en Henry, en Karen, en Marie, en Bella, hulle bedien vanmôre by plekkie waar in die Poppy weekliks Woensdae bid hier hou, so hulle het bediens daar vanmôre, so ons verskoon hulle met liefde, en dan Rian is vanmôre bietjie siek, en ons wil regtig vertrou dat dit hom beter sal gaan. En my vrou is siek. Ek wil vir ons met haar ook, want sy is regtig, sy het aanslag, die vyand op haar liggaam het, maar ons glo en vertrou dat die Here haar sal aanraak. Nie waar? Amen. Verkoos ook, ons gaan vir hom opbring. So ek gaan vra dat ons kan staan. Baie welkom daar agter, want julle is ou bekendes hier by ons, maar baie welkom, geniet die diens saam met ons. EP, ek wil jou vra vir ons ook te open met gebed, ons staan, en dan bid ons lekker saam, en dan, ek het nog gekom aankondig, dus wat ek wil maak, so het na die diens. Goed, maar baie dankie, kom ons bid net saam, en dan ons heerlik saam. Onze Vader, wat u voorrecht is het weer vanochtend om so by mekaar te wees. En onze Vader, dank voor dat ons hier ingekom het, as die Heilige Gees reeds hier gewees, en het van sitplek tot sitplek bewaar, en ons sit vanmôre op 'n geseënde plek, en daarvoor kan ons U nie genoeg dankie sê. Ons eer en dank en loof U, Vader, ons dank aan hulle wat siek is, dat U by hulle gaan stilstaan, elkeen van hulle sal aanraak, U die name gehoor, ons eer en dank U, Vader, dat U in elkeen se lewe gaan doen. En ook vanmôre wil ek, dat so 'n bietjie bronchitis het, maar dit gaan al beter, en dank U, Vader, dat U hom ook volkome sal genees en gesond maak, en die eer kom U daarvoor. Dankie vir ons voorsangers, hulle wat die musiekinstrumente gaan bespeel. Eer en dankie vir hulle, Here, dankie vir pastoor wat ons die boodskap gaan bring. Here, gee ons geopende oë en 'n hart wat sal ontvang dit wat U vanoggend met elkeen van ons wil spreek, en ons eer U daarvoor in Jesus naam. Ek groet U ook vanoggend in die naam van Jesus. Ek weet, ek gaan vir U vra of U welkom, om U welkom voel, want ek weet U is welkom. Ons is altyd welkom en rustig in teenwoordigheid van die Here. Maar vanoggend maak ek 'n vreugdevolle uitnodiging aan almal om God se teenwoordigheid binne te gaan met die wete dat ons aan Hom behoort, en Hy bring ons vrede en vreugde en voorspoed en 'n glimlag op ons gesig. Kom ons glo dit terwyl ons vanoggend ons eerste koorvers gaan sing, Ek word aan Jesus, en daarna our entities guides with thanksgiving.
moet dit ook op die gesig te sien word, as ons lees het. In sy teenwoordigheid ons volgende blydskap ervaar. Ons volgende koorvers fokus op die vreugde wat ons in hom het. Dit is baie persoonlik, 'n persoonlike getuienis, om vanoggend te kan sê, U is my lied, U is my vreugde, U is my alles. Dis genoeg rede om vanoggend gelukkig te wees met U. Maar kom ons sing en Willem saam, en U bly wees in juig, en dan U is my lied en my vreugde. En U bly wees in juig, ek kom bestaan sy tot keer van die land, van die wonderlijke werk bekleed, dat ek moet en die naam uitgaan. U is my vrede, U is my blijdschap, U is my lied waaroor ek sing elke dag. U is my vrede, U is my blijdschap, U is my lied waaroor ek sing elke dag. En U wil ek wees in jou, ek kom bestaan en tot weer van die land, van die wonderlijke werk bekleed, wil ek roep en die naam uitgaan. U is my vrede, U is my blijdschap, U is my lied waaroor ek sing elke dag. U is my vrede, U is my blijdschap, U is my lied waaroor ek sing elke dag. Wees in jou, ek kom bestaan en tot weer van die naam, van die wonderlijke werk bekleed, wil ek roep en die naam uitgaan. U is my vrede, U is my blijdschap, U is my lied waaroor ek Oh
van die Here. Ek ervaar dat jy in die Gees, en ek weet dat die Gees is wel met hier. En ek wil met elkeen van ons op bijvoorbeeld. En ek weet toe bid ek toe sê, Here, ek weet in alles wat ons van die vraag, wat ons versoek, sien jy die groter prentjie. En ek weet wat ons nodig het. Maar Here wil jy nie vir my, wat ek die groter prentjie wys nie, dat ek ons weet, wat gaan gebeur. En weet jy wat sê die Here vir my? Jy hoef nie die groter prentjie te sien met my te kry. Ek is in beheer, en ek weet wat ek doen, en ek weet wat die beste is vir my. So terwyl ons een volgende koortjie gaan sing, en ek weet ons goed aan binnen met saam sing. Die naam van die koortjie is I'll worship only at the feet of Jesus. Die woorde van die lied, I'll worship only at the feet of Jesus, is cut alone, the Holy Grail. En herinner ons vanoggend aan sy verbond, sy offering dat hy alleen die grootste skat, doel en vervulling van ons gelowiges se lewe is. Glo dit, terwyl ons volgende wat binne van saam sing. I worship only at the feet of Jesus. He's come alone, my holy grail. There be no other God before Him, but Jesus only will never fail. I worship only at the feet of Jesus. He's come alone, my holy grail. There'll be no other God before Him, but Jesus only will never fail. I worship only at the feet of Jesus. He's come alone, my holy grail. There'll be no other God before Him, but Jesus only will never fail. Baie dankie, mag jy sit weg en neem. Lekker om te sing en ek hoop terwyl ons die boodskap bring, dat jy sommer die koortjies sal onthou wat ons gesing het en dit wat daarin staan, dat ons nie maar net sommer net dink, ons het maar net koortjies gesing en dit. My ding vir my broer nou gesels ek en hy daar by sy huis op sy kantoor en hy sê nog voordat hy gered was, toe was hy in oggend saam met my vader aan Kings gemeente gewees en hy sê toe nadat die mense gesing het en hulle jou koortjie gesing, Jesus is die soetste naam vir my. Hy sê die Gees van die Here vir hom. Hierdie mense sing nie hierdie koortjie omdat hulle die woorde ken nie. Dis regtig, is ek vir hulle die soetste naam.
Dit moet ook so wees, dat ons dan ook so vanmôre in die Here sal loof en prys. Maar ek wil graag vanmôre vinnig net, hoor, is daar nie iemand wat vanmôre bron vir 'n getuienis? Net so vinnig, ons het so 5 minute wat ek daar kan spandeer, Chris. Dis welkom. Ek wil net die Here baie dankie sê. Ons het van die Kaap af hier toe gekom onder moeilike omstandighede. En ons het die Here gebid, pastoor Mike het saam met gebid daarvoor. En ek wil regtig vir die gemeente sê dat Christus leef. Amen. Hy is 'n waarmaker van sy woord. Amen. Hy is dieselfde gister, vandag en môre. Hy laat nie vaar die werke van sy hande nie. Gaan na hom toe in alle eerlikheid. Laat regtig jou besorghede, jou behoeftes aan hom oor in gebed met smeking en danksegging. En die Here sal sy woord volbring. Amen. Ek sê mense in hierdie gemeente, God lewe, God luister. Hy beweeg en hy soek mense deur wie hy kan werk en kan getuig. Vader van ons Here Jesus Christus, ek gee al die eer, al die lof, dat U ons gered het, dat U ons maatskappy omgedraai het, dat daar nuwe besigheid is, nuwe lewe is, nuwe lof is. U kom toe al die eer en die lof en die dank in Jesus. Amen. Prys die Here. Amen. Nog iemand? Iemand? Dankbare harte? Amen. Prys die Here. Ek wil graag vanmôre so 'n bietjie met u gesels oor die onderwerp meer as oorlewing en dan leef die oorvloedige lewe. My skrifgedeelte is Johannes 10 vanaf vers 1 tot 11. My teksvers is die 10de vers wat ek dan net nou ook vir u sal voorhou. Johannes 10, hy begin so voorwaar, ek sê vir julle, wie nie by die deur in die skaapstal ingaan nie, maar van 'n ander kant af inklim, hy is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat by die deur ingaan, is 'n herder van die skape. Hom maak die deurwagte oop en die skape luister na sy stem en hy roep sy eie skape by hulle naam en lei hulle uit. En wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal 'n vreemde nooit volg nie, maar van hom wegvlug, omdat hulle die stem van die vreemdes nie ken nie. Hierdie gelykenis het Jesus aan hulle vertel, maar hulle het nie verstaan wat dit was wat hy tot hulle gespreek het nie. Jesus het toe weer vir hulle gesê, voorwaar, ek sê vir julle, ek is die deur van die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die deur, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word en hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Ek is die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Kom ons bid net saam. Vader, baie dankie vir u woord. Dankie dat ons vanmôre, Here, na u woord kan luister. Dankie vir elkeen wat hier is om te hoor wat die Here vanmôre ook vir ons wil leer en wil sê ook in ons eie hart, en dat ons dit dan ook vanmôre help ons om dat ons dit sal gaan toepas en dit in ons lewens sal beleef, dit wat die Here wil hê dat ons moet doen. Word verder verheerlik in en deur die prediking van die woord, Here, dat mense nie na my sal kyk nie, maar dat hulle u woord sal hoor, wat die gees van die Here vanmôre ook op elkeen se hart sal hê. Dit is my gebed, ek bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. My teksvers, die dief het gekom net om te steel en te slag en te verwoes. En dan die tweede weergedeelte, ek het gekom dat daar lewe en oorvloed van lewe sal wees. 'n Oom het eendag
vir 'n ander jongman gevra, jong, hoe gaan dit met jou? Hy sê, antwoord hom so, hy sê, ag oom, dit gaan maar so tussen die boom en die bas. En toe antwoord die oom hom, hy sê, dis maar 'n nou leer. Kerk, ek wil vanmôre vir u sê dat baie keer as kinders van die Here beleef ons ook maar 'n tipe van 'n nou lewe. Dit gaan nie reg altyd met ons goed soos wat dit behoort goed te gaan. Ons sukkel maar soms. En ek wil regtig vanmôre vir u sê dat as ek so kyk na baie mense en ek luister so na wat almal gesels, wil ek vanmôre vir u sê dat baie mense bestaan net. Sê my as dit nie jy is. Baie mense, broer en suster, word in die oggend wakker, hulle drink koffie, hulle eet, hulle gaan werk toe of hulle doen die taakies wat by die werk, wat rondom die huis gedoen moet word. Hulle kom terug by die huis en hulle eet en hulle gaan slaap weer. En dis 'n daaglikse patroon wat die een dag na die ander een opvolg. En ek wil vanmôre vir u sê, kind van die Here, dat as ek nou net vanmôre moet dink in terme van die Here Jesus na hierdie aarde toe gekom en hy het sy lewe vir ons afgelê. Nou glo my vanmôre, kind van die Here, dis hoe ek die woord van die Here verstaan, as ek dit anders verstaan, help my maar 'n bietjie reg vanmôre. Maar baie mense dink, broer en suster, ek moet maar met die minste tevrede wees. Ek is maar net hier om te sukkel, om te oorleef. Terwyl God eintlik vir jou en vir my baie meer instoor. God wil hê dat ek en jy vanmôre die volheid van die Godheid sal beleef en sal ervaar ook in ons geestelike lewe. Die Here het nie net gekom dat ons eendag tog in die hemel moet kom nie. As ek baie keer na mense luister, dan sê hulle, ek het daar baie keer nou gehoor hoe dat mense sê, ek hoop ek maak dit. As ek dit maar net eendag kan maak, en daarvolgens skik hulle lewens. Ek wil vanmôre vir sê, met daai tipe van houding, is dit maar 'n baie nou lewe wat jy vir jouself skep. Want God het baie meer, hoor my, God het baie meer vir my en vir jou instoor. God wil baie meer hê dat ek en jy gelukkig moet wees, dat ons vol van sy heerlikheid moet wees, dat ons sy teenwoordigheid sal beleef, dat ons sal weet dat God het vir ons soveel instoor. Soveel beloftes is daar in die woord van die Here. Nou jy daar op oortjie wat ons vroeger jaar sê, elke belofte in die boek is myne, elke woord, elke vers, elke lyn, elke belofte in die boek is myne. Nou kom ons kyk vanmôre eers na want hier is twee scenario's wat vir ons geskep word. Eerstens die agenda van die duiwel, die vyand. Ons praat baie keer van die vyand, maar hy is die duiwel en die skrif spreek hom dan ook so aan. Wat was sy agenda gewees? Nou die Bybel sê in vers 10, die dief het gekom om te steel, te slag en te verwoes. Nou broers, niemand van ons hou van 'n dief nie. Het jy al in jou huis gekom en jy kom agter maar iemand het iets van jou gesteel? Jy raak gaan sommer nog. Wie gee hulle die reg om
in jou huis in te kom. En dis, die vyand het gekom om te steel. En ons het vanmôre so 'n paar koortjies gesing oor die vreugde en die vrede van die Here. En ek wil vanmôre vir u sê dat die dief, die duiwel, wil jou en my vreugde steel. Kom ek sê vanmôre vir u sonder regheid, die vyand hou niks van 'n kind van die Here wat bly is nie. Nehemia sê dat die blydskap van die Here is jou beskutting. Met ander woorde, hy het net een oogmerk met jou en my, hy wil ons dors hou. Hy wil ons ongelukkig hou. Hy wil ons kwaad maak. En baie kinders van die Here loop met daardie emosies, loop hulle in hulle harte rond, elke dag, en baie keer kan jy nie meer sien, en ek hoor baie keer as Erik sê, hy wil hulle sien dat ons bietjie glimlag. Ek wil vanmôre vir u vra, wys vir die vyand, dat in Christus is jy bly. In Christus is jy gelukkig. In Christus is voel jy sommer dankbaar. Dit is wonderlik om die Here te ken en te dien. Ja, broers, ek wil vanmôre vir u sê, dit is al baie jare wat ek die Here dien en die Here ken. Van 1974, 2 Oktober, het ek hom aangeneem as my persoonlike verlosser en saligmaker. Het ek hom al teleurgestel? 110.000 maal, ja. Ek het al die Here baie bedien. Hy pastoor, kan 'n pastoor dan ook die Here teleurstel? Natuurlik. Ek roem nie daar, maar ek wil tog vanmôre vir u sê, dat ek is dankbaar dat ek nog steeds my oë vanmôre het op Jesus Christus, my leidsman en die volleinde van my geloof. Wat kom steel hy nog? Hy kom steel ons geluk. Kind van die Here, hoor my vanmôre. En dis jammer om dit te sê, maar daar is soveel kinders van die Here wat op hierdie punt in tyd in hulle lewens ongelukkig is. Ons kyk na ons omstandighede. Ons kyk na die kwaad wat iemand anders te ons daaraan gedoen het. Dinge wat mense daarvan praat. Ek het vanmôre, en ek onthou altyd my ou moeder, en vergewe dat ek nou maar weer dit so noem, maar sy het altyd vir ons as kinders gesê, my kind, moet nooit na mense kyk. Mense gaan jou teleurstel. God sal jou nooit teleurstel. Kyk, ek wil vanmôre vir u vra, kom ons wees in die Here gelukkig. As ons nou dink vanmôre in terme van huwelike, hoeveel huwelike die vyand opbreek. Weet jy dat 63% van alle huwelike in Suid-Afrika wat bevestig word, beland in die skuil. Is dit die Here? Nee. Dis 'n aanslag van die duiwel. Dis die vyand wat dit wil verwoes. Hy wil jou vreugde steel, hy wil jou geluk steel. Hy wil hê dat ek en jy so ongelukkig moet wees. Nou ek is baie keer kyk ek op Facebook en dan sien ek baie keer as mense praat oor dinge tussen mans en vrouens en die redes wat hulle aanvoer. En dan sien jy die hand van die vyand in elke saak. En kyk, kom ek sê vanmôre, ons moet nie dink, ons is beter as ander. Inteendeel, ons is in sy visie. Want op die einde van die dag, broer en suster, dan wil ek vanmôre vir u sê, dat die vyand se doel met my en jou lewe is, hy wil ek en jy totaal en al vernietig. Die Bybel sê dat as jy hom die pad gegee het, dat hy moet hardloop, dan sê die woord van die Here, nie ek nie die volle verkeerde kern, dan sê hierdie Bybel vir my, dan gaan haal hy 7 ander geeste wat slegter as hy is, en dan kom soek hy weer 'n opening in jou lewe.
Kyk of hy jou nie kan vernietig. Want dit is sy doel. Dit is sy oogmerk. Dit is sy agenda. Nou 1 Petrus 5 vers 8 sê, julle teestander, en dan kwalifiseer hy wie die teestander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu. Nou ek wil vanmôre vir sê, ons sal baie keer, sal ons, as na 'n leeu kyk, dan sal ons sê, maar dis 'n gevaarlike ding. Kyk gister ook net iewers, waar 'n leeu, byvoorbeeld 'n kar se handvat, se deurhandvat se oopgemaak. Toe maak hom vinnig toe en sluit. Die wilde. Hy loop rond se brullende leeu. Ek wil vanmôre vir sê, hy is nie 'n leeu nie. Jy hoef nie bang vir hom te wees. Want die woord van die Here sê dat hy wat in my is groter as hy wat in die wêreld is. Met ander woorde, ek en jy kan vanmôre op die autoriteit en die gesag van die Here wat in ons is, omdat ons kind van God is, kan ons staan en nou Dawid het by geleentheid het hy uitgeroep en sê, Here, skep in my 'n rein hart, o God, en gee in my binneste 'n vaste gees. Kind van die Here, ons moet vanmôre weer in ons harte glo dat God wat in my is groter as hy wat in die wêreld is. Ons maak staat vanmôre op God se vermoëns. Hy het nie net gekom om te steel, hy het gekom om te slag. Nou geliefdes, as ons vanmôre dink aan daardie terme om te slag, dan dink ons vanmôre aan pyn en aan skade. En dis wat die vyand in jou en my lewe in oogmerk het. Hy wil pyn veroorsaak. Hy wil skade berokken. Hy wil hê dat ons op die einde van die dag een kant gaan sit in 'n hoekie en dan wil sê, maar ek wil nie meer leef nie, ek sien nie meer kans vir hierdie lewe. En kom ons wees eerlik, baie van ons was al op daai punt. Baie van ons het dan in 'n hoekie gaan sit en sê, so ek sien net nie meer kans. Ek is moeg vir die lewe. Kerk, en ek wil vanmôre hoop en ek kan vanmôre by u die raad gee. Vat 'n bietjie Efesiërs 6 en dan trek jy die volle wapenrusting van God aan. Want dis wat die Paulus daar skryf. Hy sê sodat jy staande kan bly teen die liste van die vyand. Ja, met ander woorde, ons het soveel om na uit te sien in hierdie dag waarin ons leef. Baie keer dat ons drome vir ons lewens, nie waar? Ag, ek wil eendag dit bereik, of ek wil graag dit doen, of dat doen, of ek het 'n roeping op my lewe vir een of ander bediening, en ek wil dit so graag vir die Here doen. En dan kom die vyand in, en slag hy dit, en hy veroorsaak pyn, en ellende in jou en my lewe. Hy sal altyd iets vind om voor jou deur te kom vee, nie waar? Hy sal altyd probeer om jou en my gedagtes te beïnvloed, en dan die laaste, hy wil verwoes. Hy wil tot niet maak. Hy wil hê dat jy op die einde van die dag moet handdoek ingooi. Ek kan nie meer nie, ek gaan nie meer. Ek wil nie meer. Maar weet jy dat daar in die tyd waar ons leef is, daar baie kinders van die Here wat op 'n plek kom in hulle lewe en sê ek wil nie meer die Here dien. Ek het alles probeer, alles op die proef gestel. Ek wil nie meer. Ek dank die Here vanmôre dat ek nie vanmôre in 'n hoekie hoef te sit en myself te bejammer en vir myself moet sê, maar ek wil nie meer. En in Christus is ek meer as genoeg. En ek wil vanmôre hierdie boodskap draai na die B-gedeelte van vers 10,
Maar hy sê, maar Jesus sê self, ek het gekom, dat julle lewe en oorvloed van lewe. Nou mense, ek wil vanmôre vir u sê, as kind van die Here, te midde van al die aanslag, te midde van al die negativiteit wat daar in hierdie lewe is, en ek vanmôre opgewonde raak. Want die Here is my Here. Hy is die koning van al die konings. Hy is die Here van die heerskaar. Johannes 1, Johannes 3 vers 8 sê, hiervoor het die Seun van God verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek. Nou kerk, kom ek sê gou vanmôre vir u, as ek na hierdie teksvers kyk, dink u daar's enige iets sagtens gestel rondom die werk. Want die Here sê dat hy wil die werke van die vyand verbreek. Hy wil dit opnuut maak. Hy wil jou en my vanmôre herstel, sodat ons volkome kan wees en totaal en al vernuwe kan word in die gees van die Here. Aan die ander woorde, ek glo vanmôre dat God wil vanmôre vir elkeen van ons wat bely dat ons Jesus Christus aangeneem het as ons persoonlike verlosser en saligmaker, wil God net die beste gee. En ek dink die heel eerste ding waarmee die Here vir ons wil gee, is hy wil vir ons 'n geesvervulde lewe gee. Vol van die Heilige Gees, vol van die krag van God, vol van die heerlikheid van die Here. Nou ek glo vanmôre dat God vir elkeen van ons instoor dat ons 'n doelgerigte lewe sal leef. 'n Lewe wat geestelike betekenis sal gee. Mense wat nie skaam is vir dit wat die Here vir jou en vir my in ons lewens gedoen het. Ons moet hierdie dinge dan prakties toepas. Hoe doen ons dit? Deur vanmôre net na onsself te kyk. Ek wil nie my vrou vanmôre na haar kyk, of sy nie na my nie. Ek moet vanmôre my hand in eie boesem kan slaan en ek moet vir myself gaan vra, wat presies het in my lewe verander? En kerk, kom ek sê vanmôre vir julle, en dit is jammer om dit te sê, maar baie keer dan wil ons 'n maar. Jy weet, ek dien die Here maar. Ek wil vanmôre vir julle sê, as God sy enige gebore seun gegee het om vir jou, vir my, ons lewe af te lê, dan behoort daar nie 'n maar in my lewe. Ons moet opreg lewe, ons moet skoon lewe, ons moet rein lewe, ons moet heilig lewe. Want dis wat God van my en jou verwag. Hoe dat ek en jy dan vanmôre 'n volle lewe in Christus kan leef. As ek nou dink vanmôre aan wat hy vir ons gesê het, dat Johannes 10 vers 10 die B-gedeelte, wil hy dat julle lewe sal hê en 'n oorvloed van lewe. Wat beteken daardie oorvloed? Dit beteken meer as genoeg. Jy het niks anders te nodig behalwe daardie vrede en daardie vreugde wat die Here vir ons in ons hart gegee het. Jy het die volheid nodig. Wat by dinge Paulus skryf in Efesiërs 4, waar hy sê totdat ons almal kom tot die volle grootte in Christus Jesus. Met ander woorde, daar's nie plek vir iets anders nie. En kerk, ek wil vanmôre vir jou vra, as jy jouself ondersoek en jy vra vir jouself die vraag af, toe Jesus Christus aangeneem het as my persoonlike verlosser en saligmaker, wat het verander? Ek wil sommer vanmôre vir u sê, dat jou vriendekring verander. Jou taal verander.
Die manier waarop jy praat verander, jou gesindheid verander. Daar's so baie dinge wat verander die oomblik wat jy Jesus Christus aanneem as jou persoonlike verlosser en saligmaker. Dan is dit nie meer jou wil nie, ek dink dit weer sonder sin, doen slegs die wil nie. Doen dit net nou. Dis 'n gebed wat ons elke dag behoort te bid en sê, Here, ek wil niks meer wees nie. Ek moet minder word, maar Jesus moet alles in my lewe word. En dan, dit moet oorlopends te vol wees. Dan moet nie plek wees vir iets anders toe. Ek dink my al ook hier, het is vroeger jare gesing, fill my cup, Lord. I lift it up, Lord. Broers, is te hoor wat ek vanmôre vir u sê, dat mag sy liefde, sy vrede, sy blydskap, sy geluk, sy teenwoordigheid, mag dit so kennerlik teenwoordig in my en jou lewe wees, dat daar geen plek vir iets anderste sal wees. En dat God daarin en daardeur verheerlik mag word. Ek dink een van die kenmerkendste eienskappe van 'n kind van die Here is die teenwoordigheid van God in jou en my lewe. Ek en my broer selfs nou die dag oor ons ouers. En ons onthou, as hulle by mense gekom het toe ons nog kinders was, kan ek nie onthou dat hulle ooit gepraat het oor ander goed nie, behalwe as oor die woord van die Here. Hulle was lief vir die Here. Jy weet, daar is 'n ou spreekwoord wat sê dat wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Nou as jy vol is van die Here, broers, dan ons sing 'n koortjie op dit borrel hier in my kerk. Ek wil vanmôre vir u sê, ons moet so spontaan die vreugde en die liefde en die blydskap van die Here en sy teenwoordigheid na vore bring, sodat iemand anders dit dalk sal opmerk en sê, ja, ek gewaar die teenwoordigheid van die Here, wanneer ek met hierdie man of hierdie vrou praat. Ek onthou jare terug, toe ek nog 'n jong seun op skool was daar ouerige mense in die kerk, dat ons altyd net naby hulle gaan staan. Dit was nou nie groot mense wat nou gesels het, maar dan luister jy na hoe dat hulle praat oor die goedheid en die guns en die genade van die Here. En kom ons by die einde van my boodskap. En ons moet tog vanmôre vra, maar wat wil God vanmôre deur hierdie boodskap van my en vir jou sê? Dan moet ons net vanmôre vra, maar hoe gaan ons hierdie oorvloedige lewe toepas? Dan wil ek vanmôre vir sê, as jy nou kyk na die gedeelte wat ek vir u gelees het, word daar gepraat van die herder, die goeie herder, en die skape wat na sy stem luister. Dan wil ek vanmôre eerstens aanmoedig, bly naby aan die goeie herder. Met dit op Psalm 73, wanneer hy vir my sê nie anders, maar vir my is dit goed om naby aan God te wees. Ek wil vanmôre vir u vra, hoe naby is jy vanmôre nog aan die Here in 'n tyd soos hierdie? Praat jy nog van die Here? Leef jy nog vir die Here? Leef jy maar net of leef jy meer as 'n oorwinnaar? Want hy het alles in jou en my nuut gemaak. Johannes 10:7 sê, my skape luister na my stem. Beteken dat ek en jy moet so 'n bietjie gaan dink
oor ons eie lewens en ons dink aan die woord van die Here, hoe God deur sy woord tot my en jou hart praat. En luister. Amen. Maar wanneer ons begin gehoorsaam wees, want as hy sê luister na my stem, dan beteken dit hy doen eintlik 'n oproep tot my en jou om gehoorsaam te wees aan sy woord. Nie waar? Kerk, en ek wil vanmôre weer aanmoedig. Kom ons wees gehoorsaam. Kom ons doen wat God van jou en my vra. As hy sê wees heilig, want ek is heilig, kom ons soek nie 'n maar. Ja, pastoor, maar dit baie ons sal sê, ja, pastoor, maar tye het baie verander. Ek wil vir julle sê vanmôre, God het nog nie verander. Hy is nog net so heilig soos wat hy nog altyd was. Daarom wil ek julle aanmoedig vanmôre. Kom ons dien die Here met alles wat in ons is. Kom ons spandeer tyd met die woord van die Here. Kom ons wees gehoorsaam aan dit wat die woord van die Here ons sê. Kom ons luister na die Heilige Gees. Ons het ons verlede Sondag so 'n bietjie gepraat oor die gemeente en die Heilige Gees, en daarop het ons agtergekom dat ons, die Heilige Gees speel 'n baie belangrike rol in jou en my lewe, nie waar? So ek en jy moet gehoorsaam wees aan die stem van die Heilige Gees, want dit is hy wat ons gaan leer en wat ons gaan lei in al die waarheid. Paulus skryf in Efesiërs 5:8, hy sê, word vervul met die Heilige Gees. Aan die ander woorde, as ek hierdie teksvers reg verstaan, dan sê ek, kom maak so bietjie julle harte oop vir die werking van die Heilige Gees. Word vervul met die Heilige Gees, dat die Gees van God vanmôre julle lei. Die vraag is nie vanmôre of Jesus oorvloed het. Ek wil vanmôre sê, hy baie meer is dit. Maar eerder moet die vraag vanmôre wees, Here, leef ek uit sy oorvloed? Of leef ek net op sy kant? God het baie meer vir jou en vir my in store. Ek sluit af vanmôre. 'n Man het elke dag na sy buur gegaan met 'n emmertjie water om vir sy persoonlike gebruik die water te gebruik. En na baie jare kom hy agter na op sy eie stukkie grond waar hy bly, is daar 'n fontein wat meer as genoeg. Ek wil vanmôre vir sê, baie kinders van die Here leef met ek. Maar ek wil vanmôre glo dat die Here vanmôre vir jou en vir my gesê, my kind, ek het oorvloed vir jou, vir elkeen wat in my glo. Ek wil hê, jy wil my met alles doen. Ek wil hê jy moet niks uitsonder nie. My totale lewe moet vanmôre gefokus wees om God te behaag in alles. Nie net sekere goed nie, in alles. Dit wat die woord vir ons gee, dit wat die Heilige Gees vir ons gee, en dat ons dan vanmôre nie nodig het om geestelik armoedig te wees nie, maar dat ons geestelik verryk sal wees tot lof en eer van sy naam. Nou, 'n oorvloedige lewe, en daarmee sluit ek af, is nie om meer goed van God te verkry. Mense, ons kan baie geld hê. Jy kan skatryk wees.
dat my dan jare en jare terug Steffi Graaf was, bekende tennisspeler, en ek sê sy is een van die rykste vrouens wat daar is, baie geld verdien met haar sport. En sy staan eendag op 'n podium waar sy met 'n prys ontvang, en amper dit was die beste sportvrou ter wêreld vir die jaar. En terwyl sy op die podium staan, toe merk 'n verslaggewer op, maar trane loop so oor haar wange. En hy kry geleentheid, vra vir haar, sê, is daar die trane van vreugde, van blydskap. Sê sy nee, ek wens so graag, my moeder, of my ma, my pa, is nog by mekaar gewees. En hulle was hierdie dag met my gewees. Dis nie meer goed wat ek van God af moet kry nie, maar liewer om meer van God in my te kan hê. Dink 'n bietjie daaroor. Hoeveel van God is vanmôre in jou lewe nog? Hy pastoor, hoe vra jy dit vanmôre? Ek weet nie. Die Here het hierdie boodskap op my hart gelê vanmôre vir ons paartjies wat hier is. Ek vra vanmôre, dink 'n bietjie daaroor na en wees eerlik en opreg teenoor jouself. Hoeveel van God is daar vanmôre in jou hart en in jou lewe? Kom ons bid saam. Vader, ek het vanmôre hierdie boodskap oorgedra, Here, met groot erns aan die kinders. Here, my gedagtes nie vanmôre op mense te veroordeel of spesifieke vinger na iemand te wys. Ek wil vanmôre graag hê dat die Gees van God vanmôre dit in ons harte sal, onsself sal help dat ons meer van Jesus in ons harte en ons lewe sal. Here, as U alles in ons lewe is, dan beteken dit, Here, dat die ou dinge het vir my verbygegaan. Kyk, alles het nuut geword, skryf die apostel Paulus. Here, help ons om so te leef, dat ons die volheid van die Godheid sal ervaar en sal beleef. Ek bid vir elkeen van ons, Here, ken elkeen se omstandighede, ken elkeen se lewenswyse. U weet, Here, wat ons doen en wat ons nie reg doen nie. U weet vanmôre, Here, hoe nodig ons U het. En vanmôre roep ons maar net tot God. En ek vra vanmôre as prediker, as herder van hierdie gemeente, wees U self die naprediker van U boodskap vanmôre, Here. En Here, dat as mense vanmôre 'n belydenis moet doen, dat hulle teenoor U sal bely en sal erken. Here, U sal innooi om volle plek in hulle lewens te kan ervaar en daardeur die naam van die Here groot te maak, omdat ons weet, Here, U die werke van die vyand wil verbreek in Jesus naam. Amen. Kom ons staan en sing ons saam ons slotlied, en ons bid God vir die tiendes en offergaves vir die werk van die Here. Yeah.
sit ek net te neem, ek hoop vinnig die ander ondergis. Hemelse Vader, baie dankie dat ons volgende in die teenwoordigheid kon wees. Here, dankie dat ons volgende weer lof en biddende kon bring met die sing van paar koorverse. Here, dankie vir die woord wat uitgegaan het. Here, kan ek vra dat Here u die natuurlike vir die woord sal wees. Dat ons dit sal ter harte neem, Here, en besef daar is meer in ons lewe wat u vir ons wil gee, wat ons wil doen, is wat ons ooit kan dink of kan bid, Here, dat ons in oorvloed moet lewe. Here, dat ons in blydskap moet lewe, Here, dat ons net moet ontvang, Here, wat u vir ons wil gee, maar Hemelse Vader, help ons om ook te onthou, dat ons ook ons deel moet doen, Here, ook doen wat u vir ons verwag. Here, dankie vir volgende diens, dankie vir seën wat ons ontvang het, dankie vir almal wat u was, Here, vra dat u ons reis na genade sal geskenk, terwyl ons nog verskillende woondes toe sal beweeg, en Here, kan u weer op die ewigste tyd bekyk na mekaar, en ons sê dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Baie dank, en die sitplek net hoor neem. Ek wil net vra met u, asseblief voorbereiding sal doen vir al die behoeftiges en die siekes, ons bid nog steeds vir my, ek wil moet ook vra om volgende Sondag op te verdien, nou daarby om by die deur hoor of dit reg is, julle stem ons saam. Amen. En dan wil ons ook vir Belinda nog steeds bid vir werk, en Here van haar se werk voorsien. En dan Ronel Botha het in die week verjaar, en dan Alexander verjaar die 28ste. Hy sal ons allemaal nooit verkoekeer. Nee. Okay, en dan wil ek net noem dat ons bidure begin eers die 5de Augustus. Nou bidure die 5de Augustus, is die eerste Woensdag in Augustus maand. En volgende Sondag is ons nagmaaldiens. Ek wil ook vir u nooi om ons kom saam, en dan die 8de Augustus is ons skoonmaakdag hier by die kerk, en ons wil toch vra dat die ons sal gaan help, en sal kom bys dan baie keer sê, maar bestuur ek beteken, kom gesels net met ons, ontmoedig ons net aan die ons wat werk, en so aan, en daar sal dan elke iets wees wat jy daar sal kan doen, die 8de Augustus, en dan die 16 Augustus geopende die Here hier by ons, en dan die 30ste Augustus sou daar 'n sop en broodjie verkoop wees, maar dan daai oggend dan sien ek my kleinseun in, Bernice. Nou julle weet ook ek is eintlik 'n groot getuienis, so my het ook vir haar gebid, dat sy 'n miskraam gehad, sukkel om swanger te word, en die Here het vir jou babie. So dis 'n wonderwerk. Dis wys jou maar net, die Here is nog 'n hoorder van gebed. En nou ondersteun ons voedselprojek, as jy dan net 'n blikkie kos of iets wat nie bederf nie, vir Kobus gee daar agterop, waar die kerkkantoor sit, hulle sal dit heren, hulle versprei dit, of anders kan jy 'n leë emmer kry, dan kan jy dit maar so met die tyd volmaak, en dan het dit volgens kan. Mag die Here vir u seën, dankie dat u hier was. Dankie dat ons vanmôre so lekker kerk gehou het. Ek het dit geniet, ek weet nie maar ek het dit geniet, prys die Here. En net met die deur die ons kom vra die ander keer.